Vriende, is 'n groot voorreg om in te staan vir Dr. Chris Simon. As daar van u is wat belangstel in ons bediening, na die erediens is daar by die koffietafels is daar 'n paar boeke uitgestal as jy belangstel. Ek dink nie dis nodig om enigiets verder te sê daarvan nie. Julle is baie welkom om te gaan kyk van ons boeke en die werk wat ons doen en met ons kontak te maak. Vriende, kom ons maak die woord van die Here oop by Psalm 19. Psalm 19 is ons skriflesing vandag en die tema is geen verskonings nie. Geen verskonings nie. God openbaar hom in die natuur, in die skepping, en God openbaar hom finaal in die woord van God. En ons gaan vandag kyk, waarom het ons geen verskoning voor die lewende God nie? God openbaar hom in die natuur en ook in die woord van God. Ons lees Psalm 19 en julle kan volg saam met my. Ek lees in die ou vertaling. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het God daarin 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Vers 8. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is daar groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Here, ons buig voor u. Mag hierdie woorde in ons harte en ons siele vandag werk maak. Sal dit op goeie vrugbare grond hierdie saad gesaai word vanmôre. Spreek Here, u diensknegte en u diensmaagde luister. Amen. Geen verontskuldiging voor God nie. Ek wil begin om met ons te praat oor God se algemene openbaring. God se algemene openbaring.
Psalm 19 vers 1 tot 6 sê die hemele vertel die eer van God. Die uitspansel, die kosmos verkondig die werk van sy hande. Sonder spraak is dit asof jy saggies die stem van God kan hoor, alhoewel daar nie 'n stem is nie. Die natuur getuig van God se heerlikheid, dat God almagtig is, dat God van alle ewigheid af is. Die skepping getuig dit. Kan ek met jou lees waar Paulus dit beamoen? Onthou julle Romeine 1. Romeine 1 skryf hy daaroor. Romeine 1 vers 19 en 20. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Hoewel dit dinge is wat die mens nie met die oog kan sien nie, vir hierdie mense is daar geen verontskuldiging nie. God het geskep en uit die skepping kan ons sien daar moet 'n God wees. Nog 'n paar pragtige psalms. Kyk saam met my na Psalm 148. Psalm 148 sê: Prys die Here vanuit die hemele. Prys hom in die hoë hemele, die kosmos. Prys hom son en maan, prys hom alle sterre. Prys hom hoogste hemele, laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Genesis 1. God het uit niks uit die kosmos geskep. Uit niks uit nie. God het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. Vers 7, prys die Here van die aarde af, see diere in al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdragte gehoorsaam, berge, al die heuwels, kan ons die Tafelberg, vrugtebome, seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg. Vriende, geen verontskuldiging nie. God openbaar hom. Psalm 8. Psalm 8 sê die Here vir ons deur hierdie Psalm van Dawid: As ek u hemele aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dat u aan hom dink, die mensekind dat u na hom omsien. Vriende, die son word 15 miljoen grade Celsius. Daar kan in die son 1,3 miljoen aardes inpas. Die son is omtrent 150 miljoen kilometer ver van die aarde af. Lig wat beweeg van die son af aarde toe teen die spoed van lig vat 8 minute 20 sekondes om ons hier te bereik. Jy geweet dat die aarde is gekantel teen omtrent 23,5 grade en wentel op daai as om die son, en die Here het dit so fyn bepaal dat die 4 seisoene presies uitwerk elke jaar, soos daardie kanteling gedraai is.
Jy geweet daar is 3.04 triljoen bome op aarde. Vir elke mens is daar plus minus 422 bome. Jy geweet daar is omtrent 7.7 miljoen diere spesies op aarde, waarvan wetenskaplikes nog net 2.16 miljoen ontdek het. En van die woude en in die oseane is daar nog miljoene diere wat God gemaak het, wat ons nog nie eers ontdek het nie. Jy geweet daar is plus minus 40 triljoen individuele visse in die oseaan. Omtrent 35.000 spesies visse. En Genesis 1 sê vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. God het uit niks uit, in die begin, hierdie klein bergie agter ons gemaak. Onthou jy 'n paar weke terug, 'n week terug, die storms in die Kaap? Elon Musk wat Mars toe wil gaan met hulle vuurpyle. Die Here stuur net 'n windjie en is alles weg. God vat vir 1 sekonde sy skepingsorde en bestuur weg van hierdie planeetjie en ons is weg. 1 graad wat daardie aksel skuif en ons is weg. Die woord sê, ons het geen verskoning voor hierdie ontzagwekkende God, wat omtrent 9 biljoen mense se gedagtes ken en lees nog voordat ons het gesê het op hierdie oomblik wat miljoene mense sterf en die ewigheid ingaan en babietjies gebore word, God wat dit alles in sy raadsplan op hierdie oomblik in elke detail beheer en bestuur in sy genade. Maar wat het ons gemaak met God wat hom openbaar het? Wat het ons daarvan gemaak? Kan ek jou 'n paar voorbeelde gee? Beroemde Britse dokumentêrmaker David Attenborough, nou die dag 100 jaar oud geword, oor dekades dokumentêre gemaak oor God se skepping, en dan kyk jy na hierdie man se dokumentêre wat hy sal praat hoe dit sommer net op hulle eie begin groei het. Daar's nie 'n God nie, dit het sommer self ontwikkel. Dan dink ek aan die suikerbekkie. Jy geweet hierdie pragtige suikerbekkie wat jy hier in die Kaap kry. Jy geweet daai suikerbekkie kan sy vlekkies flap tot 200 keer per sekonde. Heen en weer. En dat daai bekkie is ontwerp presies om die regte nektar te kry vir daardie voeltjie met die glinsterende groen fluweelkleurtjies en die rooi. En dan kyk David Attenborough daarna en hy sê daar is nie 'n God nie. Jy geweet die blou walvis word omtrent 30 meter lank. Dis omtrent dubbel die lengte van hierdie kerkgebou.
Hy weeg omtrent 200 ton. Sy tong is so groot soos 'n olifant. Hoor hierdie ene, as hy daai unieke klank maak. Jy geweet daai klank kan 1600 km ver deur 'n ander walvis gehoor word. En David Attenborough kyk daarna en sê daar is nie 'n God nie. Het julle geweet Charles Darwin sy vrou was 'n wedergebore Christen. Daar skryf 'n prokureur-admireerder aan Charles Darwin en hy skryf en vra vir hom, maar glo jy in God? Hier is die briefie van Charles Darwin aan hierdie bewonderaar. Aanhaling: meneer, ek is jammer dat ek jou moet inlig dat ek nie in die Bybel glo as 'n goddelike openbaring nie. En daarom nie in Jesus Christus as die seun van God nie. En Charles Darwin het verder gegaan en na die skepping gekyk en gesê, ek sien nie 'n God nie. En hoor wat skryf Charles Darwin in hierdie boek. Hy sê, aanhaling, op een of ander toekomstige tydperk, nie baie ver soos gemeet aan eeue nie, sal die beskaafde rasse van die mens byna seker die wrede rasse reg oor die wêreld uitroei en vervang. Charles Darwin, die god van die wetenskap in Engeland, in sekulêre universiteite. Hulle leer hulle nie alles van Charles Darwin nie. God het hom geopenbaar en wat het ons gemaak? Kan ek vir jou nog een of twee voorbeelde gee nader aan ons? Professor wat 'n generasie predikante opgelei het, georden. En in aftrede dink hy oor God. En hy sê die volgende, hy sê, ons beeld van God is die resultaat van ons oorvertelling van menslike ervarings. Uiteindelik het ons eie storie gekanoniseer. Ons verhaal van God het die verhaal van God geword. Ons het basies ons eie God gemaak. Vriende, gaan die skepping wat ons moet oorweldig, dat daar 'n God is, gaan God se natuurlike openbaring vir jou en my wys dat ons sondaars is. Gaan ons in die skepping kan sien dat ons 'n verlosser nodig het. Nee, my vriend. Ja, ons het geen verskoning voor God nie. God het hom geopenbaar. Maar wat het ons nodig? Dis die volgende verse, vanaf vers 7 af. God se volmaakte openbaring in die skrif, in die woord. Onthou jy, Paulus skryf in Romeine 10, hoe sal ons hoor en weet as God nie iemand gestuur het nie? As iemand nie 'n roeping gekry het om te gaan en te sê, so sê die Here. Jy geweet, so sê die Here, word in die King James Bybel 418 keer in die Bybel gebruik. So sê die Here. So sê die Here. Met die profete, hoeveel keer die profete wat bewoe staan voor die Here. Onthou julle Moses by die brandende bos, hy moet sy skoene afhaal, die Here God gaan met hom praat. Jy geweet in die woord
is daar meer as 300 profesieë van die Ou Testament, van die profete wat vervul is in Jesus. Micha 5 vers 2 sê, hy sal gebore word in Bethlehem. Jesaja 7 vers 4, hy sal gebore wees uit 'n maagd. Jesaja 40 vers 3, daar sal 'n profeet wees wat voor hom uitgaan, Johannes die Doper. Sagaria 9 vers 9, hy sal in Jerusalem inkom op 'n donkie. Psalm 41 vers 9, hy sal verraai word deur 'n vriend. Sagaria 11, hy sal uitverkoop word vir 30 sikkel silwer. Jesaja 53, hy sal stil bly voor sy aanklaers. Psalm 22, hy sal gekruisig word saam met kriminele en hulle sal dobbel oor sy klere. Psalm 34, geen been van sy liggaam sal gebreek word nie. Psalm 16 vers 10, hy sal uit die dood opstaan. Vriende, die woord van God. Die woord van God. Kan ek vir jou lees wat sê ons Nederlandse geloofsbelijdenis wat hierdie gemeente bely oor die woord van God. Hoor hierdie woorde. Ons bely dat hierdie woord van God nie deur die wil van mense gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos Petrus vir ons sê in 2 Petrus 1. Vers 21. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons redding, sy dienaars, die profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel, en hy het self met sy vinger die 2 tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte, hoor nou, die heilige en goddelike skrif. Vriende, God gee vir ons sy blou druk in die woord van God. Artikel 5 sê, ons aanvaar hierdie boeke en hulle alleen as heilig en kanoniek om ons geloof daarin te rig, daarop te grond en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Kan ons sê, nie net dit wat vir ons lekker is nie. En ons glo dit nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Nou, soos ek dit lees, gaan ons nou kom by hierdie openbaring, wat dit aan jou doen. Terwyl ek dit lees, dink ek aan al die bewyse wat ons het. Hoekom is dit nie genoeg nie? Hoekom is die skepping nie genoeg nie? Hoekom kyk mense na die skepping en hulle maak afgode? Of hulle kyk daarna en sê, daar's nie 'n God nie. Hoekom? Ons gaan nou daarby kom, ons is in sonde gebore en ontvang. Ek en jy wil dit nie glo nie, want as dit waar is, dan het dit 'n implikasie vir my lewe. Johannes Calvin skrywe in sy institusie, as ons onbeskaam objektief kyk na die skepping, dan sal ons almal glo. Maar ons wil nie, hoekom nie? Calvin sê, ons is almal fabrieke van afgodsdiens. Wat sê die Here Jesus in die bergrede vir die fariseërs wat sê, nee, ons volg die 10 gebooie. Wat sê hy? Sê, jy het nog net 'n gedagte gedink, dan het jy reeds oorspel gepleeg in jou gedagtes. Ons almal is sondaars. Is dit nie kosbaar, nadat Dawid skryf oor die volmaaktheid van die woord van die Here? Dis betroubaar. Dit gee vir ons wysheid. Dan skryf hy oor sy sonde. Het julle dit gesien?
Die nuwe vertaling praat van onwetende sondes. Dis daai sondes wat jy nie eers weet jy dit gedoen nie. Bewaar ons van daardie sondes. En is dit nie merkwaardig om te dink dat hierdie Dawid wat hierdie Psalm skrywe, waarin ons die legkaartstukkies van die hele evangelie eintlik kan uitpak vandag. Hy sien dat hy is 'n sondaar. Dan dink ek aan 'n bekende politikus hier in ons land, wat omtrent 30 jaar terug gesê het, "No one is born hating another person. You must learn to hate. Love comes more naturally to the human heart." Really? Die droom wat ons gehad het 30 jaar terug, waar staan ons vandag? Is dit nie korrupsie en alles val uit mekaar, daar's nie hoop nie. Is ons nie in sonde gebore en ontvang nie. Hoor wat sê Dawid in Psalm 51. Onthou jy Psalm 51? Dawid sê, ek was al skuldig toe ek gebore is. Met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Hy was nog nie eens gebore nie. En hy besef, ek is 'n sondaar. Onthou julle die sondeval in Genesis. Die wet op hoër onderwys in Suid-Afrika praat van human dignity. Dit klink so mooi, human dignity. Nee, ons is vir lewe. Maar sedert 1997, toe abortus goedgekeur is, sê dokters vir ons, daar is plus minus 200,000 babietjies wat elke jaar vermoor word in Suid-Afrika. Human dignity. In die Ou Testament was dit Molek en die afgodsdienaars wat hulle kinders vermoor het. Ons het bloed aan ons hande in Suid-Afrika, ons is sondaars, ons staan onder die oordeel van God. Ons verdien God se oordeel. Lees saam met my verder in Psalm 19. Dawid smeek die Here om genade vir sy sondes, die sondes wat hy nie eers kan sien nie, en dan vir opsetlike sondes. Vriende, Paulus sal met hom saamstem, opsetlike sondes. As dit jou lewenswandel is. Paulus praat daaroor in 1 Korintiërs 6, Efesiërs 5. As dit jou lewenswandel is, as jy geen vrugte dra nie, jy leef in hierdie sonde en almal sien jou so, hulle sien geen vrug in jou lewe nie. En hy praat oor oorspel. Praat oor die huwelik. Ek sit hier so met 'n nuwe huweliksformulier in kerke hier naby ons, wat jy kan maar kies. Jy kan kies man en vrou of man en man. Hier is die liturgie daarvoor. In hierdie boek word dit aangeprys en gebruik hulle die profete in die Ou Testament om te sê jy moet uit die kas kom en soos Jona uit die vis gekom het, moet jy opstaan in jou nuwe seksualiteit. Ons is in sonde. Ons is in sonde gebore en ontvang. Maar nie net daardie sondes nie, broer en suster, ook geldgierigheid, jaloesie, en dit definieer wie jy is, jy leef daarin, jy dra nie vrugte en jy staan ook onder die oordeel van die Here, my broer, vanmôre. En Dawid hier het dit gesien, sy sonde.
En dan is dit nie kosbaar nie as ons sien hoe hy afsluit. Ek lees vir ons waar hy skrywe dan oor sy begeerte om vry te kom. Is dit nie kosbaar nie? Meer as 1000 jaar voor Jesus Christus skryf Dawid van die woord van God, van ek is 'n sondaar en ek het 'n redder nodig, 'n verlosser. 'n Klomp vervullings hiervan natuurlik in Jesus se lewe, nê. Hy praat hier vers 15 van mag wat ek sê vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser, my redder. Vriende, hoe kom ons by daai rots? Hoe kom ek vry van my sonde? Kan ek vir jou 'n paar voorbeelde gee? Een van ons boekies wat ons geskryf het oor die eerste Kosa gereformeerde. Weet julle hoe hy tot bekering gekom? Was 'n mediese dokter in Holland. Sy naam was Dr. Johannes van der Kemp. God uitgedaag. Gesê, as daar 'n God is, wys vir my hier's daar. Hy het nie geglo in wonderwerke nie. By Edinburgh studeer, sy geld gemaak, gaan aftree, laat getroud. Hy het selfs in Latyn 'n filosofiese werk geskrywe. Johannes van der Kemp, gebore 1748. Sy oupa het 'n kommentaar op die Heidelbergse katekismus geskryf. Maar hy was die rebel. Een Sondagmiddag gaan vaar hy en sy vrou en hulle kleintjie op die rivier. Afgetree, hy het sy geld gemaak, lees boeke. En daar stuur die Here 'n geweldige storm en die boot slaan om. En Johannes van der Kemp se vrou en dogtertjie verdrink. En daai volgende Sondagmôre besluit Johannes van der Kemp, ek gaan terug kerk toe. En daar was 'n nagmaalserediens. En Dr. Johannes van der Kemp kon onder sonde oortuiging, Romeine 3, Romeine 5, kan ek dit vir jou lees? Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade regverdig verklaar vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Johannes van der Kemp kom onder sonde oortuiging. Hy lees Romeine 3, hy lees Romeine 5 waar daar staan, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin. Dat Christus vir ons gesterf het, so ons nog sondaars was. Aangesien ons nou regverdig verklaar is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Broer en suster, staan ek en jy nog onder die straf van God vandag? Dan wil Psalm 19 jou vandag uitnooi om te kom na die rots en die redder. Wie is jou en my rots? Wie is jou sekuriteit? Wie gee vir jou stabiliteit? Wat vul jou met blydskap en vrede? Wat gee vir jou die krag om aan te gaan in die lewe? Is dit my ambisie? Is dit my kinders se prestasies? Is dit my strandhuis? Is dit my grade wat in my kantoor hang, dat mense moet sien hoe goed ek is? My vriend, dit gaan soos water deur jou vingers val.
Kom na die rots, Christus, wat jou regverdig kan verklaar. Onthou jy in Johannes, onthou jy die Samaritaanse vrou by die put? Jesus het al haar sondes gesien wat sy nie eers deel nie. Jesus sien my en jou sondes wat niemand anders behalwe jou lewensmaat sien nie. Die Here kyk reg deur dit vanmôre in jou en my hart. Alles is oop voor hom. Jesus kyk deur daai vrou se hart en sê vir haar al die sondes wat sy gedoen het. Toe besef sy, is die redder. Wat sê die Here Jesus vir haar? Hy sê, wie hierdie water drink, wie die aardse water drink, wie op die sand bou van hierdie wêreld nie en op die rots van Christus nie, jy gaan weer dors word. En jy gaan oud word en agterkom, jy het nie lewensvervulling nie. Jy het net verbittering en verwyte. Jy het nie die lewende water kon kry by die rots, waar ware redding is nie. Wat sê die Here Jesus vir daai vrou? Hy sê, kom na my toe, en die water wat ek vir jou gee, sal in jou word soos 'n fontein wat borrel. Borrel jy vanmôre met die lewende water van Christus wat niemand van jou kan wegvat nie. Johannes 6, hulle is honger vir kos, vir brood. Die Here Jesus kom en sê, ek is die brood van die lewe. As jy by my kom eet, sal jy nooit weer geestelik honger word nie. Is jy nog honger vanmôre? Jy kan op staptoere gaan in die berge en jy gaan honger bly as jy nie na Christus toe kom nie. As ons in die natuur en skepping God wil gaan soek, ja, ons het geen verontskuldiging nie, maar maak ons nie afgode van ons skepping vandag nie. In Kalifornië vandag, as jy 'n arend se eier steel of breek, kan jy 'n boete opgelê word van tot $100,000, maar jy kan gratis jou babetjies gaan doodmaak in Kalifornië vandag. Teoloë en kerke wat die skepping vandag aanbid. God is in alles. Maar nie in ongebore babetjies nie. Hulle wil hulle doodmaak. Ons gaan nie in die skepping God kan ken soos God hom aan ons geopenbaar het nie. Ons moet kom na die lewende waters van die Here Jesus. Wat sê Johannes 14 vers 6? Die Here Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hierdie rots van sekuriteit, van vastigheid, van sekerheid. Matteus, onthou julle dit? Matteus 7. Matteus 7 vers 24. Dink aan hierdie laaste vers van Psalm 19, die rots en ons redder. Dink aan hierdie woorde. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens lewe, kan vergelyk word met 'n verstandige man
wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval in Kaapstad. Die vloedwaters het afgekom, die winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk. En tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was die rots. Toe sê Jesus, en elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand, miskien op Clifton, gebou het. Of Lindad nou. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, die winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. My broer en suster, ons aardse huise word binnekort verwoes. God het hom geopenbaar in sy skepping en daar is geen verskoning vir hulle wat volhard het in hulle rebellie teen God nie. Maar God het hom geopenbaar volledig in sy woord en daar vir ons geleer wat is ons voor God. Ons is sondaars en God se volle raadsplan aan ons gegee. Kom ek sluit af en ek lees vir ons uit Psalm 19. Ek lees vir ons 3 verse, vers 2. Die hemele vertel die eer van God. En die uitspansel, die kosmos verkondig die werk van sy hande. Vers 8. Die wet van die Here, die woord van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Vers 15. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my redder. Amen. Heilig, heilig, heilig is die Here, God Almagtig, wat was en is en tot in alle ewigheid sal wees, sonder begin en sonder einde, wat die kosmos uit niks geskep het deur sy woord, en daardie God se woord hou hierdie skepping op hierdie oomblik in stand met sy skepingswoord. En het 'n dag bepaal waarop elkeen voor God alleen sal staan en verantwoording sal doen voor God. Dankie dat U in U woord aan ons geopenbaar het, dat ons sondaars is, en dat Christus ons skuld gedra het op Golgotha. Dankie Here vir die fonteine van lewende waters,
wat ons kan put uit daardie wonderlike genadewerk van U. Here, ons bid vir ons land. Ons bid vir kerke reg oor Suid-Afrika waar U woord vanmôre verkondig word. Ons bid, Here, vir herlewing in Suid-Afrika. Ons smeek U om genade. Dankie dat U sê dat U sal hulle wat na U toe kom nie verwerp nie. En almal wat U soek met 'n ware en opregte hart sal U vind. Dankie dat U die geknakte riet nie sal afbreek nie, maar dat U 'n genadige God is, maar dan moet ons kom na die kruis. Ons harte is stikkend, Here, oor ons land. Ons harte is stikkend oor hulle wat 'n nuwe evangelie gaan skryf het. En wat mense in die afgrond lei deur misleiding. Here, U woord vanmôre in Psalm 19 is vir ons so duidelik dat niemand het 'n verskoning voor God nie. Maar dankie, Here, dat U in U groot genade deur Jesus Christus ons kom red het. En as daar iemand is wat nog buite Christus is, sal U deur die Heilige Gees in hulle werk en hulle onrustig maak tot hulle vrede by God kom kry. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.